ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 373. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink aan die boek Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Dit is 'n moed. U sal sê, prof, u sê elkeen van jou boeke is 'n moed. Jare se navorsing. Dit is 'n moed. Daai boek is so intens dat as ek 'n tweede doktoraal wil bekom, sal ek daai boek omsit in 'n proefskrif en ek sal na enige universiteit toe gaan in die wêreld. Nou natuurlik om in Engels doen dan, en dan sal dit vir my 'n tweede doktoraal bring en dan by enige universiteit. Jy kan sê wat 'n universiteit. Dis dat die inligting daar is. Ongeëwenaar. En weet jy wat? Alles in Afrikaans. Sou jy belangstel, kontak my 0722367124, gaan my webtuiste https://javashua.co.za. Kyk hierbo, alles is daar. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is so verskriklik welkom. Halleluja. Gaan na deel 1, begin reg voor u te magdom inligting gemis. So ek eis nou saaklik dat u inteken op 'n YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van die boodskappe kan ervaar. Ons doen so 16, partykeer 17 boodskappe in 'n week, die opnames. So daar's 'n magdom inligting. En ons eer en loof Jahwe daarvoor. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy skryfblokpen en 'n 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Wonderbare raadsman, sterke Vader, ewige vors, leerling van die dale, blink en môre ster, die begin en die einde, die eerste en die laaste, hy wat kom, wat is en wat was, die almagtige Javashua, halleluja, die volëinder van ons geloof, u wat vir ons kon sterf het, sodat daar vrymaking in ons lewe kan wees vanmôre. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh in hierdie ateljee. Salf die woord, maak dit lewend, dat dit inval in ons geestelike sielsdimensies in Vader, en dat dit ontkiem en vrug dra, 30, 60 en 100voudig. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Jahwe sê halleluja, 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 prys die naam van Javashua. Hy is so pragtige salwing in die ateljee. Daar's altyd 'n salwing, maar partykeer is dit so powerful. Dis onbeskryflik. Halleluja. Daar sal altyd salwing wees. Weet jy hoekom? Want die Ruach bly in ons. Verstaan jy dit? Waar u is die Ruach, waar ek is die Ruach. Hoekom? Want ons is die tempels van Vader Jahwe. Halleluja. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Halleluja. Ek moet maar verskoon dat ek so nou en dan 'n hoesiekie gee. Die temperatuur verander en ek kan nie dit warm maak en dan koud en warm en koud nie. Want op die einde van die dag, die seisoen is besig om te verander. Ek kom agter, ek is meer in 'n langmou hemp as nou in 'n kortmou hemp. En dit net so gebeur. En so ervaar ons ook dan natuurlik die seisoene van die lewe. Jog, daar gee Jahwe vir my nou iets hierso in ons eie lewe. Seisoene van die lewe, ons besig met Spreuke 20, ons kyk na Prediker 12:1. Dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, die seisoen van die jeug, die seisoen van jonk wees, die seisoen van ervaar en voorbereiding. En ek kan oor hierdie skrif vir 2 ure preek. Dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid. Waar begin die jonkheid? Waar die woord begin met ons. En in ons jonkheid, as ons klaar is met ons moet nie wag tot ons gaan begin werk nie. In ons skool daar, julle jong mense wat hierna kyk, by jou skool, by jou vriende, by die sportklub, daar waar jy
rugby speel, daar waar jy cricket speel, gimnasium, atletiek en wat ook al. Julle sissiekies, daar wat julle besig is, dink aan jou Skepper in die seisoen van jou jonkheid. Weet, ek sê gister vir Pastoor Rika, ek sê jy kan nie glo nie, ons is al klaar besig om 'n nerves in te beweeg. Ons is amper klaar met Maart maand. Kan jy vir iemand verduidelik? Dit was nou die dag September maand, toe dit eerste lente was, toe dit 1 September was. Ons is alweer 6 maande verder. September, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, Maart. Maart is amper klaar. Ons is daar. Dit was nou die dag, toe was dit nuwe jaar. Kan jy dit glo? Kyk waar ons. En weet jy wat, ek dink soos wat die grys hare kom, so raak die tyd minder. En so hardloop die horlosie so al vinniger en vinniger en vinniger en vinniger. En daarom sê koning Salomo, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die seisoen sal kom. Voordat die seisoen sal kom. En die ongelukkige dae sal kom. En die jare aanbreek waarin jy sal sê, halleluja. Daar sê hy alles vir ons. Daar's 'n seisoen om gebore te word, daar's 'n seisoen om te sterf. En tussen hierdie twee seisoene is daar ander seisoene. Seisoen om onsself voor te berei vir die lewe, deur skool te gaan, colleges toe te gaan, besig in my lewe vakmanskap te gaan leer, 5 jaar ketelmaker en die aan u daar. Die ander ou gaan leer om 'n jumbo pilot te word en die ander ou gaan leer om 'n duikboot te ry en so kan ons aanhou die seisoen van opleiding, voorbereiding. Die seisoen om verder te gaan wanneer jy die top bereik het in jou lewe wat jy gekies het om te volg. Jou akademiese lewe, dan 'n seisoen van besigheid. In dit 'n seisoen van bediening, van gemeentesbou en weet jy wat daar, dink bietjie aan die seisoene waardeur u is. Dis die seisoene van die lewe, seisoene om kinders te gehad het. Ek dink vir my was dit een van die beste seisoene in my lewe, om my kinders te gehad het. En toe die skoonkinders en die kleinkinders en nou die agterkleinkinders. Dis seisoene. Dis seisoene. Jy weet in hierdie seisoene het van ons met kirkers geloop. Ek kan onthou toe my knie geopereer was. Waar ek die infeksie van 400 plus opgedoen het en amper my knie geamputeer, van my knie af onder toe, en Pastoor Rika gesê, daar is 'n manier nie. Kan u dit sien, dis 'n seisoen, die seisoen waardeur u gegaan het van hartaanvalle, en van siektes, hoë bloeddruk en al die goed. Seisoene van dood, waar ons geliefdes aan die dood afgegee het. Dis seisoene waardeur ons gegaan het. Die seisoene van hierdie lewe. En weet jy wat, wanneer ek terugkyk en ek kyk na hierdie seisoene, dan sien ek van dit het merke in ons lewens gemaak. Van hierdie seisoene kon veroorsaak het dat dit ons afgetrek het. Terug in sonde in. Maar die woord sê, hy laat nie beproewing toe nie, want hy self sê, Jafashua sê, hy beproef niemand nie. Ja, maar die Onse Vader sê, en laat ons nie in versoeking nie. Nee, dis die Katolieke wat dit so vertaal het, dat jy moet dink dat Jafashua en Jaffa die Vader lei jou in versoeking. Nee, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nee. Hy laat dit toe. Hy het vir die Satan gesê, in Job 2, het jy gelet op my knegt Job? Het jy gelet op my knegt Job? Hy is vroom en opreg, jy kan alles raak, maar jy gaan nie sy lewe raak nie.
Die seisoen van ouderdom. Ek dink aan die tehuise, die aftreeoorde. Ons het die voorreg gehad, ek het 4 jaar in 'n aftreeoord gebly. Nie in die gedeelte waar die mense wat siek is nie. Hulle het huise, van die mense het huise gekoop en dit uitverhuur. Ons het in die oord gebly. Ek het die opset gesien. Pastorika se sussie Tina, sy het in 'n woonstel, ons het vir haar 'n woonstel later daar gekry. Ons het die mense geleer ken. Ons het van die mense baie goed geleer ken, die personeel. Verstaan wat ek sê? Ek gesien dat mense loop met 'n, ek noem dit 'n 4x voetjie. Hulle loop so staal rampie. Een trekkie vorentoe, een. Vat jy daai klein aluminium rampie weg, kan daai oom en daai tannie nie loop nie. Dis vir hulle seisoene. Ek sien vir Suster Elise, sy begin met daai karretjie, 4x4. En toe sy vir haar een van hierdie batterykarretjies gekoop het. Lyk so 'n klein Ferrari, so rooie. Baie oulik. Wat sy insit en sy het rondgery binne in die oord. Sy bly ook in daai selfde oord. En toe ons nou die dag vir haar boeke vat, toe ry sy in haar karretjie rond. Nou sê sy vir ons, sy ry baie min in die karretjie. Sy loop eerder, want sy voel deurdat sy loop, doen sy oefeninge en goed. Ek sê jy moet net nie weer val nie. Want sy het in die laaste 2 jaar haar been amper verloor. Dit was vreeslik geweest. 2,5 jaar. Eer Jaffa het hy haar deurgebring het daar. Maar so gaan ons almal deur stadiums. Broer Skalk, ek dink vinnig aan hom. Hy sukkel met kanker. Pastoor Winnas, hy sukkel met kanker. Gaan deur diep waters. Broer Albert in PE, hy verskriklike kankers. En so kan ons aanhou en aanhou. Dis verskriklik. Daar's broer Timothy, ek gaan nou Suster Connie se begrafnis doen. Die hartseer. Dis seisoene waardeur ons gaan. Maar weet jy wat? Dis seisoene waaroor ek en jy nie beheer het nie. Die seisoene daar buitekant het ons nie beheer nie. En wanneer ons vandag sit en ons kyk terug in ons lewens in, ek praat nou in my geval, as Jaffa se wil daarby is, word ek 74, alhoewel ek dit nie voel nie. Ek voel nie meer 25 nie, maar ek wil jou sê, ek voel nie 74 nie. Wanneer ek sit en ek dink, hoe vinnig het die wenpaal nader gekom. Eers was die wenpaal hier so, ons het daar weggespring, 400 meter om die baan. As ek vandag kyk, is ons halfpad in die stryd in. Verstaan nie waarvan ek praat. Ek weet nie hoe ver is of nog om die hoek is nie. Maar ek is lankal verby al die hoeke wat daar is. Ek en Pastorika, ons is om die hoeke. Ons is in die stryd. Ek grap altyd en ek sê, ons expiring date kan enige dag opkom. Ek sê dit in 'n grappie. Maar die paradysengele, ek praat nie by in ons geval van doodsengele nie. Van die Jafiste praat ons van die paradysengele. Die paradysengele kan enige dag by ons kom stil staan. Maar Apostel Paulus sê ons vrees nie die dood nie. Hoekom nie? Want ons het hom geken in die dae van ons jonkheid. En weet jy wat, daar's van ander wat nie die voorreg gehad het, wat ek en u dalk gehad het om hom in die dae van ons jonkheid te leer ken nie, wat hom eers op 'n gevorderde ouderdom kom leer ken het. Ek hoor baie, selfs van pastore wat afgetree het, wat sê, prof, hoekom het ons nie hierdie evangelie gekry 30, 40 jaar terug nie? Ek weet nie, Jaffa het 'n plan met dit. Maar dis die regte seisoen vir ons. En as u na hierdie boodskap luister, wil ek vir jou vanmôre sê, afgesien van die toestand en die omstandighede en die siekte en die krankheid en die probleme, dis die seisoen waarin Jaffa homself in ons lewens wil openbaar. Halleluja. Halleluja. As ek kyk nou,
bietjie 5 weke terug, 6 weke terug, in die hospitaal, reg om geopereer te word. Yahshua, haal my uit die hospitaal uit, want die operasielys is te lank. Hulle kan my nie oor die naweek in die hospitaal hou nie, want die medies gee net 'n tyd wat jy daar kan lê. Prof gaan huis toe, die Vrydag, kom Maandag terug. As jy voel is nodig. Ek kon seker teruggegaan as ek wou, maar ek wil vir jou een ding sê, Jaffa werk op bo-natuurlike maniere. Dat Pastoor Rika my behandel soos 'n suster en my ondersteun. En ek dank Jaffa van mans en vrouens in huwelike wat hulle ondersteun. Ons gaan deur die seisoene. Ek weet ek hamer op hierdie een skrif. Deur watter seisoen gaan u vandag? Is daar iemand wat u ondersteun? As daar nie is, wil ek sê, soos wat die woord sê, hou jou oë gefokus. En vir ons, kom ons hou ons oë gefokus op Yahshua, die volëinder van ons geloof. Ja, die tyd het ons alweer gevang. Ons is nog steeds by dieselfde skrifgedeelte. Kom ons kyk wat Jaffa vir ons môre sê. Maar hierdie dag, dis as hy ons lewe en gesondheid spaar, sy wil daarby is. Maar hierdie dag, kom ons lewe in die seisoen waar hy vir ons geplaas het. En ons dra die vrugte van die Ruach HaKodesh vandag. Tot môre, as Vader lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.